Goeiemôre almal. Dit is Woensdag, is 9uur en dis lekker koffie drink saam met Amelia. Vanoggend is lekker vars buite, die winter begin so nader aan kruip en ek weet dat ons, ek dink 'n bitterkoue winter gaan hê, maar ek vertrou die Here ook dat ons 'n winter gaan beleef in ons harte, gaan dit somer wees. Altyd somer. En ek weet van julle beleef vanoggend baie winters in julle harte. En ek wil julle regtig bemoedig, jou winter is verby. Jou winter is verby. OK, kom ons groet mense. Môre Rietjie, môre Angelique, môre Arend. Ag, ek is so bly jy is hierso. Môre Melissa, Anushka, môre. Môre Irene, is lekker om jou te sien. Elsie, baie welkom. Hallo Wilna. Ag, môre. Regine, môre vir jou ook. Is lekker om julle saam met my te hê. Hallo daar uit die Kaap, John Marie. Hallo Selmaatjie. Ag, yes, ek is excited vanoggend. Ek weet nie hoekom nie. Ek het in my hart sien ek hoe die wêreld uitmekaar uitval, maar hoe God se kinders begin saam staan. Hallo Jolanda, jette, ek is bly om jou te sien aanlyn. Almal wat hallo sê, as jy daar hallo is, môre Anelda, daar uit Sasolburg uit, sê vir my waar is jy? En sê vir my bietjie van waar af is jy op lyn? Môre buitendag, Annelie, môre, Michelle, hallo Tommy, is goed om jou te sien daar uit die Kaap uit. Yes, like Tommy, ek gaan 'n bietjie hierso sit en rustig raak en ek weet die Here gaan jou aanraak vanoggend. Amen. Hallo Selma. Hallo Cherie, daar uit die uit die melkstal uit. Môre Cherie, ek's baie opgewonde. Tricia, môre. Hallo Anet, hallo Sunay. Ag, ek is so bly om julle te sien. Woensdae is vir my 'n absolute hoogtepunt. Ek is lekker om saam met julle te kuier omdat julle nie almal hier is nie en ek kan nie saam almal gaan koffie drink nie, maar ek dit is sommer lekker om met julle te kuier. Anet Venter, môre. Sunay Riekert, môre. Anushka, Potgietersrus, baie welkom Anushka. Leopold, is baie ver, môre. Hallo Erika, Annetjie, hallo Belinda, môre. Is my secret friend daai Belinda. Sy is my lewensredder vriend al van baie goed. Kyk jy uit Engeland uit, wat maak jy daar? Het jy wragtig sonder my gaan kuier in Engeland? Môre Constant, Babraitjie, ek is excited oor jou. Môre Annelie, gaan toe is oor die Oos-Kaap uit, prys die Here. Julle gaan vanoggend almal regkom en julle gaan die woord gaan begin dien. Somerset Wes, Irene, ek kom een van die dae Kaap toe, ek hoop ek kan jou sien. En Nadia Park, môre. Jette, ons het hier iemand van Swart Riggings. Ag, dit is net wonderlik. Nou ek wil julle ietsie vra. Dink julle ons moet 'n vrouekamp hou hierdie jaar? Somme ons vrou 'n lekker vrouekamp. So julle moet vir my sê wat wil julle doen? Janel, môre. Natanja, môre. Wat dink Rietjie Meyerton? Jette, uit die Vrystaat, uit die Kaap, alles. Ag, dankie Lisma, ek is bly jy is ook saam met ons. Hallo vriendin Janita, daar van Volgwil. Hallo my vriendin, ek ken jou al 30 jaar, ek is excited. En ons het vriendskap gehou deur die jare. En ja, ek is baie lief vir jou Janita, baie Anita. Ja, Barbara, ek dink 'n vrouekamp gaan werk. Ja, ag Tommy, awesome. Ek sê julle laat weet as ek in die Kaap is, vir julle die datums gee, maar ek dink ons moet 'n lekker profetiese genesings kamp hou. Ek gaan vir julle met die tyd die datums stuur. Ja, laat ons net lank voor die tyd dit weet en ek gaan net 'n plekkie eers soek. So, as iemand weet van 'n plekkie waar ons 'n lekker kamp kan hou, wat nou nie te duur is nie. Ek wil nie baie geld vra vir dit nie. So, dan gaan ons 'n lekker vrouekamp hou. Ek dink so. Maar as Selmaatjie, môre Julie, daar het ek Annelie, ek het nou jou naam gemis. Annelisha, ja.
Grant, môre pastoor. Ek is excited dat jy online is. Check jy my vanoggend, maar ek sal maar vir julle my beste gee vanoggend. Julle weet ek bid nie oor 'n boodskap nie. OK, ons het ag Cherie, dankie. Jy dalk plek vir ons. Ja, Jolanda, dankie. Ag dankie vir julle almal. Ek gaan dit na die tyd lees. Môre Luzaan daar uit Benoni uit. Lief vir jou ook. Ricardo, welkom. Ja, ons kan 'n kamp hou in die Kaap ook. Ja, ons het baie mense in die Kaap wat ook wil kamp hou. So ons sal een hier in Gauteng en die ander een in die Kaap. Jolanda, dankie. Ons hou sommer daar by jou. Maar dankie. Stuur vir my plek aan as jy weet asseblief. Ek gaan lees die comments na die tyd en dan en baie dankie vir julle wat comment. Ag, dit is so awesome. Baie dankie. Mama, dankie. Môre mamma. Delyn Becker is my ma. Baie welkom ma. As die connection baie stadig is, vanoggend moet asseblief nie afgaan nie. Ons gaan 'n mooi oggend hê. So ek wil julle almal seën vanoggend in die naam van Jesus en vir julle sê baie welkom by die vanoggend se uitsending en ek wil julle almal seën vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Engele, goeiemôre. Ek wil eerstens vir almal van julle wat saai in die bediening, baie dankie sê. Baie dankie vir jou bydrae. Baie dankie, al is dit klein, baie dankie. Dit help ons om die evangelie te gaan verkondig. Ek wil op hierdie stadium wil ons 'n kamera skryf vir uitsendings, ons bietjie groter gaan, so baie dankie. Ek spaar daarvoor. Elsje, môre. Erika, môre. En ja, ons gaan 'n vrouekamp hou, verseker. Ek het nou rustigheid in my gees. So share hierdie asseblief sodat ons dit kan uitkry en vrouens kan kry vir 'n lekker vrouekamp. Dit gaan net ek en Henno wees wat gaan bedien en dan Henno gaan vir ons die praise and worship lei en dan gaan ons die hele naweek genesing profeties. Ag, ek dink julle gaan so moeg wees vir my daarna. Annetjie, goeiemôre. Môre Deedrey. Hoe gaan dit? Ek mis jou ook, liefieke. Liefie vrou, Adri, môre Annelie, môre Erika en Willie, baie welkom. So, ek wil met julle vanoggend deel. Ek weet julle ken die verhaal, maar julle weet mos as ek iets vertel dan sal altyd 'n swing in dit. Ek wil met julle praat oor the prodigal son, oor die verlore seun. Nou ja, dit is 'n verhaal mooi die Bybel uit. So as jy stories wil kyk, gooi weg jou agterlees. Gooi weg asseblief jou storieboeke en jou snakromanse en goed en begin die Bybel lees as 'n storieboek. Jette, ek leer so baie daaruit. En ek lees van hierdie seun wat sy inheritance wou gehad het en hy wou net gaan. Jy sien, hy het geld gesien en hy het hierdie lewe voor hom seker gevisualiseer en hy het gesê, okay, gee my inheritance, ek gaan. Maar hy het twee seuns gehad. En met die twee seuns het een gebly en die verlore seun het gegaan. Hy het al sy geld uitgegee, uit vrouens gehad, hy het sy geld uitgegee, hy het gekoop. Hy het amazing goed gedoen wat die wêreld sou doen. Want sy vlees was 'n beggar vir hierdie sonde. Sy vlees was opgebemel en sy vlees was so oorheersend dat hy nie by die Here was nie, want hy het alles verspil. Toe kry hy homself eendag in 'n varkhok. 'n Varkhok van alle plekke. Maar hoor mooi wat ek vir julle wil sê. Toe hy tot inkeer kom. Hy het nie besluit hy gaan terug nie. Hy het nie besluit, okay, dis nou genoeg nie. Nee. Die woord sê toe hy tot inkeer kom. Inkeer is 'n vrek mooi woord. Toe besef hy dat sy pa in die plek waar hulle bly of die paleis wat dit ook al is, se diensknegte, se slawe het brood om te eet. En genoeg ook. En hy het niks nie. Hy het nie eens kos om te eet nie. Hy's by die pele, by die varke. En hy kom tot inkeer. En hy sê, ek gaan terug na my vader toe. Julle, dit is so mooi verhaal. En
En sy pa het hom gesien van ver afkom. En weet julle wat, nee? Ek kan myself indink, hoe moet 'n pa voel om sy seun te sien na al die jare? Om te besef, die verlore seun kom terug na hom toe. Ek dink daai pa kon nie wag om daai seun net vas te hou nie. En die mooiste is, sy pa het met waawyd arms oopgestaan en sy seun ontvang met soveel liefde. En sy seun sê vir sy pa, Father, I have sinned against heaven and before you, and I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your servants. Ek dink die pa het hom net so geskok gekyk en sê, ag nee, rarig. En sy pa sê, diensknegte, servants, bring vir my die beste roop, die beste. Sit, en hy haal sy ring af, want jy weet, hy gaan iets met hom doen, en hy in sandale aan sy voete sit. Onthou daai tyd, het die slawe glad nie skoene gedra nie, glad nie. Net die royal mense het skoene gedra. En sy pa het hom as 'n slaaf gesien, want hy het nie skoene aangehad nie. En daar kom hy en sy pa gee vir hom 'n roop, 'n ring en skoene. Maar voor die pa dit gegee het, almal lees daai stukkie verkeerd, of nie raak nie. Sy pa, toe hy dit sien, was so excited, so vol kompassie. Hy het na hom toe gehardloop en hy het hom gesoen. Dit is crazy, dit is so mooi. So sy pa het gegaan en na hom toe gehardloop, sy arms om hom gesit en hom net hierso gesoen en vasgehou without any condemnation. Hy het hom net lief gehad sonder enige wrath in sy hart en kwaadheid in sy hart en onvergifnis teenoor sy seun. Het hy hom net embrace en hom gesoen. Ag, dis vir my baie, baie mooi. Baie, baie mooi. En weet jy, julle weet almal wat beteken die ring. Die ring beteken net, dis sy vader, uit sy vader se trust, he gained his father's trust again. En sy pa het net gesê, weet jy wat, nee, he's my trust, hier's dit. Ag, ek wil net vir Sonet en Jules van Australië af sê môre welkom. Ek bly julle is saam met ons. Goed, so dit is nou die ring wat sê, you've gained my trust. En die roop is so mooi deel ook. En die rou beteken, ek maak jou toe met royalty. Jy is meer as dit werd wat jy ervaar in jou emosies. Ek cover jou terug met royalty. En ons weet almal, hierdie rou beteken ook God's provision, favor, healing, deliverance, en want julle moet onthou, hy het teruggekom, en hy het nie, toe hy na sy pa toe hardloop, julle luister vir my, ek gaan dit nou vir julle sê, en dan sien ons ook dat die sandale is natuurlik ook vir royalty. So, ek wil vir julle sê, toe ek dit lees vanoggend, julle weet die Here gee nie vir my die goeie week voor die tyd nie. In die oggende dan sê ek vir julle, ek is verboureerd, want ek het nie 'n idee wat ek gaan sê nie, nie 'n idee nie. En dan sê jy nou vir my, maar hoekom wil jy voorberei? Jy gaan bid en die Here gaan dit vir jou gee. So, ek het vanoggend toe ek so met die trappe afloop, kom die prodigal in my, die verlore seun. En ek sê, Here, wil jy ek met hieroor praat? En die Here sê, ja, verduidelik vir hulle wat dit beteken, verduidelik vir hulle alles, maar dan praat jy met hulle oor die prodigals. En ek wil profeteer, vir hierdie jaar is my woord, change bring change, be satisfied with what you've got, but pray for the breakthrough that is already in your hands, en dan is dit tyd vir julle, almal, selfs pastore wat na hierdie ding gaan kyk, wat regtig sonde gedoen het daar buite, wat nie waardig voel nie, wat voel ek is so vol sonde, laat ek nie by die Here kan uitkom nie, my verhouding is nie waar dit moet wees nie, ek sukkel om by die Here uit te kom, ek wil vir jou sê vandag, ouens, pastore, is tyd vir julle,
om terug te kom by die Here en julle roeping, julle gifts en dit wat julle voor geroep is, op te vat en weer te begin bedien, want alles gaan oor siele. Hier is een siel wat teruggehardloop na sy pa toe. Nou sê julle vir my, okay, weet jy wat, voor ek na my pa toe gaan, moet ek eers gou gaan repent, ek moet deur bevryding gaan, ek moet weer aanvaar word in society, snert. Dis die grootste snert wat ek kan hoor, wat jy kan dink. Dis nonsens daai. Sy pa het met oop arms gestaan. Nie vir hom gevra, hoor jy gaan bad eers, is jy deur bevryding, is jy deur al jou goed gewerk, is jy deur innerlike genesing? Nee! Sy pa het met oop arms gestaan en weet jy wat nee, God gaan nie vanoggend vir jou sê, gaan eers deur bevryding voor jy na my toe kom nie. Daar is nie 'n manier wat ons pa dit van ons vra nie. Nee, al wat vanoggend gaan gebeur is, jy en ek gaan met boldness in die troonkamer van God in, want hy wag met opende arms vir ons, om ons te herstel in die royalty wat ons was as jy afgedwaal het. Ons is die prodigals wat moet teruggaan na Jesus toe. En ek en Henny het besef ook hierdie jaar, wil ek regtig dit my missie maak, om mense by die Here uit te kry, om die prodigals, die verlore seun, terug te kry by die Here. Ons moet dit doen, dit gaan oor siele ouens, dit gaan nie oor jou awesome gift wat jy het nie, dit gaan nie oor hoe oulik is jy nie, dit gaan nie oor hoe ryk jy is nie, dit gaan nie oor hoe arm jy is nie, dit gaan nie oor wat jy aantrek nie, dit gaan nie oor enige menslike faset van jou lewe nie, dit gaan oor siele, en jy wat die Here ken, jy wat sy beloved is, ja Annetjie, jy wat sy geliefde is, dink jy nie dit is tyd, dat jy dit met ander mense deel nie. Besef jy, hoe lief het God ons? Besef jy dit vandag? Ja, ons sê maklik, Here weet jy wat, ek het U lief, en daai liedjie kom by my op, ek het U lief o Heer, ek het U lief o Heer, ek kan nie sing nie, maar dit is vir my 'n baie awesome song, dis wat jy net verklaar in die Here, maar baie van ons voel nie, jy sê jy's lief vir die Here, maar weet jy hoekom? Want daar is soveel baie sonde in ons lewe, en ek is die eerste een wat kan sê, kyk, ek was vol sonde, voor ek by die Here uitgekom het. Maar ek het met boldness na die Here toe gegaan op 'n vrouekamp by Kiara, en ek het gesê, Here, hier staan ek voor U. Ek het soveel nonsens aangejaag, ek het soveel sonde gedoen, ek het soveel droog gemaak vir al die jare. Here, vat my maar net so ek is, maar later kan jy my was en my uitsorteer. Maar sit net U arms om my, dat ek 'n pa liefde kan voel. Ek het nooit 'n pa gehad nie, nooit nie. My pa is oorlede toe ek 9 is, in 'n mynontploffing. So ek het nie met 'n pa groot geword nie. My stiefpa en ek het ook nie 'n baie goeie verhouding gehad nie. Maar ek moes leer om God te aanvaar as 'n pa wat met sy arms oop staan en sê, kom my dogter, kom na my toe. Jy hoef nie eers deur bevryding te gaan of innerlike genesing gaan nie. Die tyd wat ek jou net vashou, gaan klaar die aanvaarding, gaan klaar my liefde en my grace en my mercy aan jou wys. Hoekom wil ons wag om eers deur al hierdie goed te kom voor ons by die Here uitkom? Hoekom? Die woord sê, you can enter his throne room with boldness. So jy moet 'n bold besluit neem vir oggend, om in te gaan, en vir hom te sê, Here, hier's ek. En onthou net, ek lees nêrens in die Bybel, dat jy moet sê, Here, ek gee my hart vir jou nie. Ek sien nie, ek het daai versie gesoek, ek kry hom nie. Wat sê, Here, ek gee my hart vir U. Die woord van God sê, jy moet repent en terugdraai. So om te repent beteken dit, jy moet daar jou sonde bely. Jy moet bely dat jy 'n sondaar is. Jy moet bely dat jy droog gemaak het. Hierdie seun kom na sy pa toe en hy begin sommer bely. Dit is wat die Here wil hê. Here, ek wil net bely vir oggend. Hoe sondaar is ek? Kan ons net nederig bly voor die Here? Kan ons net besef sy almag? Kan ons besef dat ek het verlede week met julle gepraat oor die vrees van die Here?
Julle mense lewe asof dit 'n freaking party zone is daar buite. En van die kerke is ook, ek gaan net praat oor prosperity en grace en alles, maar en as hulle uitnodiging maak, dan is dit, kom gee jou hart vir die Here. Jy kan nie jou hart vir die Here gee nie. Daar's 'n vers wat sê, die Here sal jou hart van klip uittol en jou hart van vlees gee. Maar die woord sê, om na die Here toe te kom vir die eerste keer, moet jy jou sonde bely en jy moet terugdraai en jou rug op te draai. Julle, wat is sonde? Sonde is to miss the target. Daar's 'n mooi woord wat sê, it is soteria. Dit beteken, jy bely jou sonde, jy draai jou rug op dit en stap weg. Sonde is to miss the target of God. So kan ons uitvind, wat is die target van God, wat hy wil hê jy moet doen, want ons mis dit op hierdie stadium. Ja, wanneer jy jou target mis, is die vrug van target missing sonde, want jou vlees is in beheer. Jy kan nie meer die target mis nie. Ouens, ons moet op die target uitkom. So die target is, jy gaan by God hoor, jy gaan regtig bely van jou sonde. Jy gaan bely wat jy droog gemaak het. Jy gaan bely vanoggend, almal van ons, gaan vanoggend bely, that we are busy missing the target. Of jy dit weet en of jy dit nie weet nie, en of jy dit doen en of jy dit nie doen nie, wetend en onwetend, jy kan nooit verkeerd gaan deur te repent nie. Ek het geleer repent, weet jy, dit is 'n ongoing process to repent, but when you repent, draai net jou rug op dit, stap weg van dit af, want as jy nie repent nie, kom die sonde daar, die sonde kom, die seksuele sonde kom, vleeslike sonde kom, pride kom, skinnery kom. As jy geskinder het, gaan salf jou lippe. Jy's klaar met skinder. Jy's klaar om mense seer te maak. Jy's klaar daarmee. Hoekom? Want die Here wil jou gebruik om siele in te bring. As jy gebore is om een siel in te bring, net een siel, dan het jy jou target gemaak. Die ander is alles blessings, wat God aan, He bestow that upon you, to be there for the kingdom of God, to display the kingdom of God, because the kingdom of God is at hand. En hoe waar is hierdie goed nie? So ek wil vir julle sê, ek roep elke pastoor wat in die bediening is, wat uitgegaan het, wat het gelos het, wat veroordeel is, oor sonde wat hulle aangevang het, oor enige iets, elke pastoor, elke man en vrou van God, wat veroordeel is, en geoordeel is, roep ek vanoggend, in die naam van Jesus Christus, terug ministry toe. It's time for the prodigals to return unto Jesus. Dit is nou tyd. Dit is nou tyd. En dit is so, om jou take te soek, is nie moeilik nie. Dit is nie moeilik nie. Doe net wat die woord van die Here sê. As jou take is om mense te doop, begin bykom, doop die mense. Ja, maar net pastore mag hulle doop. Waar staan dit in die Bybel? Nee, daar staan nêrens in die Bybel jy moet 'n pastoor wees om iemand te doop nie. Nee. Gaan bid vir siekes in hospitale. Nee, maar pastore moet dit doen. Askies. Nee, jy moet dit gaan doen. Hier's van julle wat die Here al soveel keer geroep het, wat die Here al gesê het, luister, jy het 'n gawe van genesing. Nou wat doen jy omtrent dit? Ek weet nie, die Here moet maar die siekes bring. Nee, jy gaan opstaan, jy gaan jou target kry, en jy gaan vir mense begin bid in die hospitaal. Wat is jou probleem? Wat? Ek sit my hart op die tafel vanoggend, ouens, ek praat uit wat ek verkeerd gedoen het. Hoekom wil jy dit mis? Die woord van die Here sê, jy het 'n awesome, die woord van die Here kom na jou toe en sê vir jou deur 'n profetiese woord vir jouself, jy het 'n amazing profetiese gawe. Nou wat maak jy daarmee? Niks. Hoekom?
Ja, maar ek weet nie hoe nie. Ek het nie geweet hoe nie. Niemand het my geleer hoe om God se stem te hoor nie. Ek moes dit self doen. Want weet jy wat ek glo daar, omdat ek dit self gedoen het, wil ek mense help hoe om God se stem te hoor. Ek wil mense help om te hoor, wat is die profeties? Ek wil hê julle moet weet hoe om God se stem te hoor in jou stilte tyd. Hoe om God se stem te hoor as jy in turmoil is. Hoe om God se stem te hoor vir ander. Ja, Sarah, jy moet met boldness ingaan. Ek is al beskuldig dat ek meer boldness het as verstand. Ek prys die Here vir dit, want ek het nie 'n saak met wat iemand sê nie. Ek wil vir jou sê, jou siel is vir my belangriker as enige iets anders. Ek het van die begin af gesê, loop hierdie journey saam met my. En ek loop 'n journey van repentance hierdie jaar. Ek loop 'n journey van emosionele genesing hierdie jaar. Ek loop waar mense net kan sleg praat. Ek loop 'n journey van fisiese genesing, omdat ek nie na my gekyk het al die jare nie. Ek het nie reg gewig verloor nie, ek het nie reg geëet nie, ek het nie na myself gekyk nie. So nou dra ek die nagevolge daarvan. Maar die Here se genade is so goed vir ons. En ek het 'n journey begin stap, Januarie, toe ons begin het. Tommy, ons almal is skuldig. Ons almal. Want Linda, dis waar. Ek so honger vir die Here. Ek is so honger vir sy glory. Ek is so honger vir God, dat ek gaan nie enige iets eet wat die vlees my bied nie. Ek gaan nie enige iets eet wat godsdiens my bied nie. Ek wil die woord van die Here eet. En dit moet vir my sin maak. Dis hoekom ek vir jou sê, jy gaan vandag repent van elke religious spirit wat in jou is. En jy gaan vir die Here sê, jy's jammer, ek gaan 'n gebed doen, omdat jy so in religion vasgevang is, dat jy nie weet hoe om uit te kom nie. Want jy moet in daai mooi relationship kom, waar daar kommunikasie is tussen jou en die Here. Ek het al op my bed gaan sit en ek vertel vir julle regtig ook profetiese goed wat met my gebeur het en waardeur ek deur is, want ek moet my hart op die tafel sit en rou goed vir julle wys, want julle gaan daardeur. Dit help nie, ek begin met julle woord en preek nie, ek wil nie vir julle preek nie. Ek wil vir julle sê, kom by, bly by, pik by en doen waarvoor God julle geroep het. Daar's baie dae wat ek nie goed verstaan nie. Ek verstaan nie hoekom daar net in ons lewe soveel probleme is, finansiëel, emosioneel, fisies. Ek verstaan nie partykeer al die goed hoekom ons deur sekere goed gaan nie. En dan raak ek mismoedig. Dan vra ek die Here, but God, where are you in our circumstances? Where are you? Where? Dan gaan sit ek op my bed. Dan vat ek die Bybel en maak ek die Bybel oop. Dan sê Here, jy moet my praat. Jy moet nou met my praat. En dan staan niks. Dan staan niks, julle. Niks. En dan is ek kwaad vir die Here. Ek het al my Bybel, ek het vir julle vertel, in die asblik gaan gooi en haal ek hom uit. Dan sê ek, Here, hoe as jy God is, hoe laat jy hierdie goed doen? Dan besef ek weer, God bou karakter en hy bou integriteit. En dit waar ek deur is, al die jare, kan ek jou help, dat jy nie dieselfde foute maak as ek nie. Want ek wil nie hê julle moet leer uit my foute uit. Dis hoekom ek met rou emosionele goed voor julle kan sit en sê, weet jy wat, die Here moes my leer, hoe om deur al hierdie goed te gaan. Want van julle het soveel genesing en innerlike genesing nodig. Dit is net too much. En kan ons vanoggend die Here vertrou vir absolute innerlike genesing, fisiese genesing, en ek gaan vir elke mamma bid vanoggend wat graag 'n babietjie wil hê, wat nie 'n babietjie kan kry nie. Ons moet net vat, Linda, dankie vir die woord van die Here. Adrie, dit is so. Dit is so. Ek het al op die bed gaan sit, dan gooi ek die Bybel daar neer. Dan gooi ek hom daar neer.
sê ek weet nie meer wat om te glo nie, hoekom los die Here ons? Ek is hysteries om te huil. Ek is kwaad, dan haal ek dit op almal by die huis uit. My kinders kry swaar. As Heno vir my kyk, dan snap ek so op Heno. En dan besef ek, Amelia, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? En dan kry ek skaam, want God sal nooit sy goedheid en guns van my af wegvat nie. Ek weet baie van julle relate met dit vanoggend. So Rina, ek weet baie van julle relate vanoggend. En ek weet ook dat julle gaan gesond word, want stap asseblief hierdie journey hierdie jaar saam met my. En julle gaan sien, wat gaan die Here met julle doen? Ek praat nie van, dit gaan nou karre wees, en geld wees, en prosperity nie. Ek preek nie 'n prosperity ding nie. Ek doen dit nie. Want ek dink mense is al so, mag ek hierdie woord sê, gatvol, vir almal se woord wat hulle kry, om te sê, hoorie, die Here wys my, jy gaan 'n kar kry, jy gaan hierdie jaar 'n huis kry, hoorie, dit gaan met jou gebeur, hoorie, hou jou bankrekening nog dop, dit gaan gebeur. Ekskuus, ek weet, ek het dit al baie bedien, maar die Here wys dit vir my. Maar, wat gaan jy doen? Hoor nou hierdie een. Sê byvoorbeeld, hulle vra jou om jy's baie profeties. Ek en Heno daaroor gepraat. En jy gaan na die Here toe, die Here kom na jou toe, of mense kom na jou toe en sê, ek wil hê, jy moet daar gaan bedien in 'n tronk. Jy het 'n baie sterk profetiese salwing. Baie sterk. Ek weet julle is gatvol verby. Vir Delia, Madeleine van die Kaap, ek besef ons almal is gatvol verby, maar ons gaan nie ophou vertrou nie. Ok, terug te kom na die tronk toe. Jy is 'n profeet, nou gaan bedien jy in die tronk. Ok? Nou wat profeteer jy vir iemand wat in die tronk is? Wat? Luzaan, ek hoop, ek weet, ons gaan deur goed. Ek stap 'n pad met jou ook. Wat gaan jy kom? Jy moet kom in 'n komment vanoggend. Wat gaan jy vir 'n ou bedien in die tronk? Behalwe om vir hom te sê, jy's vergewe. Jy's vrygespreek. Jy's vergewe. Maar jy betaal net nou die consequences van jou verkeerde besluite. Jy kan nie nou, ek weet nie, ek stem nie saam met alles nie, maar hoe gaan jy vir 'n ou profeteer? Ja, ek sien jy gaan, dis maklik vir ouens wat in die profeties is, wat 'n familiar spirit het, om te kan sê, weet jy wat, nee, jy gaan 'n kar en 'n huis en alles kry. Hoe sê jy dit vir 'n ou in die tronk, wat lewenslang tronkstraf het? Nou sê ek glo die Here kan miracles doen, maar jy kan nie vir daai ou valse hoop gee nie. Nee, jy quoteer hom skrif, en sê die Here het jou lief, ongeag wat jy gedoen het. Jy is 'n prodigal wat tronk toe gaan. Die Here wil daai prodigals terug hê by hom. Want dit gaan nie oor wat jy doen in die toekoms, wat jy gaan kry en hoe jy dit gaan uitlewe nie. Dit gaan oor of jy die Here gaan dien om jou target te bereik. Dit gaan daaroor. Dit gaan oor die siele. Dit gaan oor 'n siel. Kan ons bykom in die lewe? Julle, ek weet, van ons wat hierso is redelik gatvol. Redelik. Moeg gesukkel. Moeg finansiëel gesukkel. Wag vir deurbrake. Ek het soveel profesieë gekry. Die deurbrake is hier, dis in jou hand, dit gaan hierdie week manifesteer. Dit is hierso, hou dit vas, dit is in jou hand. Dan profeteer mense van ons, die deurbrake is hier, die besigheid is hier, julle finansies is hier, alles is hierso. Dan raak dit net erger daai week. Dan gebeur daar goed wat bonatuurlik, buite normaal skade bring. Hoe gebeur hierdie goed? Ek weet ook baie keer nie. Toe ek tot wedergeboorte gekom het, was ek baie radikaal ook. En jy weet, nou dat ek bietjie volwasser is in die woord, doen ek nou nie meer sulke goed nie, maar is vir my tyd om sulke goed weer te begin doen. Die woord van die Here sê, staan op my woord.
So, ek het al in Sasolburg in my gemeente daar, my blou Bybel gevat en gaan staan op die woord. Ek het gaan staan op die woord. En sê die woord van die Here sê, ek moet gaan staan op die woord. Dan is mense soos, ek kan nie op die Bybel staan nie. Dan sê ek staan op die Bybel, ek staan op die woord. Ek manifesteer alles in die vlees. Alles manifesteer ek uit. En ek weet, die Here kyk so na my en sê, ja my dogter, nou staan jy al op my woord letterlik. Ek wil vir jou sê, jy mag hierdie goed letterlik ook maar begin doen. Hou op om so super spiritual te wees. En wees soos 'n kind. As ek vandag vir my kinders sê, staan op die woord. Wat dink jy gaan my kinders doen? Hulle gaan die Bybel vat en bo op die woord staan en sê, moet ons dit so doen, mamma? Gaan ek sê, ja. Ek het ook toe tot wedergeboorte gekom, ek het vir my ou gemeente altyd vertel, die Here het ook, ek het ook, pastoor Paul en Jenny, het eendag vir my woord gegee, is in die gemeente waar ek was in vereniging, wat vir my woord gegee het van, God's got to print it into your spirit. Let the word of God be imprinted into your spirit. Julle weet julle wat doen ek toe. Jong wedergebore, week 2 weke, ken nie die Here nie, ek ken nie hierdie goed nie, ek verstaan van hierdie goed, niks, die doop, niks, ek weet. En die volgende oomblik, gaan lê ek toe nou, op die bed, as ek in die aand gaan slaap, dan vat ek my Bybel, en ek sit hom hierso, en ek draai hom toe, met my taliet. Dan sê ek, voor ek gaan slaap, Lord, print this word into my spirit. Ek dink dan kyk die Here weer so en sê, laat ek dit net doen, asseblief, want sy glo alles, ek glo soos 'n kind, print it in my spirit, hoe? Ek sit hom net hier, hierso, print it in my spirit. Ja, Luzan, jy was geprint op jou voete, ek kan dit glo. Fidelia, die boek is nie heilig nie, maar die author is die heilige een. En so het ek baie goedjies gedoen, so het ek baie profetiese manifestasies gedoen. En met die kamp wat ons gaan hou die jaar, wil ek hê ons gaan baie profetiese aksies doen. Weet jy wat gebeur wanneer jy 'n aksie doen, profeties vir die Here? Ek het bietjie gaan oplees oor tale bid. Weet, ek het nie in dit geglo nie. Maar tale bid doen iets in jou brein om neurone en goed te aktiveer, sodat die regte chemikalieë in jou brein ook te kan afskei. Maar dit is vir 'n ander dag, nie nou nie. So ek wil ook vir jou sê, jy's nou klaar met vlees, jou prodigal, kom terug by die Here. Hy gaan nie vir jou sê, gaan jy eens vir bevryding en gaan doen al jou goedjies nie. Hy sê vir jou, ek staan met oop arms, maar ek gaan jou eers kus. My beloved, as jy gaan lees in Hooglied, ons is sy bruid, met 'n kus, embrace hy ons vandag. Die verlore seun het nie eers al daai 3 goed gekry nie, die ring, die rope en die skoene nie. Nee, sy pa het hom eers gesoen. Ag, dit is so mooi. En mag die Here ons vandag kus, met 'n kus wat warm is, met 'n soenie in jou nek en oor jou wange wat warm is. En dan, wanneer hy jou toemaak, dan sal jy daai genesing en goed ontvang. En daarna, hulle het natuurlik daarna 'n heerlike party gehou. En toe, ek wil nie daar gaan waar die tweede seun terugkom en hy het nog nooit met sy pa gemoun en daai goeters en jaloesie wat daar ontstaan het nie. Ek wil nie daar gaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, en ek voel regtig in my hart, hier's 'n klomp pastore wat na hierdie tyd dalk dit kyk. Ek wil vir jou sê, pastoor, jy moet hierdie boodskap gehoor het. Kom asseblief terug bediening toe. Kontak my. Ek sal saam met jou bid, maar kom asseblief, keer terug na jou roeping toe. Jy het dalk nie finansies nou nie. Doen dit na ure. Gaan bid weer vir mense in hospitale. Asseblief, kom net terug na jou roeping toe. Kom terug na jou first love toe. Keer terug. Jy het nie 'n keuse nie. Jou anointing lê
en jy weet, jou anointing lê. Hoe kan die Here dit increase? Hoe, as jy nie jou kop gaan regkry en gaan 'n besluit neem wat die veranderinge gaan doen nie. Jy is nog steeds die salwing op jou lewe. Jy het nog steeds al die goed op jou lewe. Maar jy laat toe dat jou omstandighede, jou familie, jou vriende, mense in die kerk, mense buite die kerk, jou laat voel asof jy hierdie slegte, freaking, ek wil dit bar sê vanoggend, hond is. Jy is nie. Jy was nog nooit en jy sal nog nooit wees nie. Jy is die bruid van Christus. Jy is. En hier by my, saam met Annette, dit is waar, saam met my op koffie, saam met my, kan jy jou roeping begin uitleef. Begin jou roeping uitleef. Begin vir mense woord gee hieronder as jy woord het vir hulle. Sê vir mense, jy gaan saam met hulle bid. Doen dit in die comments. Doen dit en sê, weet jy wat, ek gaan saam met julle bid. Wat is jou behoefte? Begin mekaar bedien. Ek gaan nie omgee, ek gaan julle check, ja. Ek gaan julle check, ja. Maar ek gaan nie julle keer om mekaar te bedien nie. Want hier is jy veilig. Hier sal ek vir jou sê, as jy woord het vir mense gee, dan is, of dit uit lynheid is of nie, jy's veilig op hierdie platform. Pastore, asseblief. Julle weet, tertel, pastore is nie volmaak nie. Ek, as pastoor nie, het soveel foute gemaak in my lewe. Soveel. Ek is gefire uit die kerk uit. Ek gee nie om nie. Daai goed moes gebeur het. Ek sê vandag vir julle, ek dank God in my lewe, dat sulke goed met my gebeur het. Want ek is vandag op die mooiste plek, waar ek ooit in my lewe was, geestelik. Geestelik. Ek's besig om fisies baie mooi gesond te word. En emosioneel wil ek vandag vir julle sê, ek is ook besig om gesond te word. Maar ek kan net uit my foute uit vir julle sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Ja, dis waar, kom klaar met die vlees. Onthou net, ek sê weer vir julle verlede week, die vlees is 'n beggar om sonde te kan doen. Hy's 'n beggar. Hy wil net sonde doen. Maar jy gaan jou gees moet regkry om jou vlees te vertel dat jy heerskappy het oor jou vlees. En daarom moet jy repent vandag. En daarom moet jy asseblief terugkeer na die troonkamer van God met baldnis. Amen. Dankie Luzaan, ek kan dit ook sien. Amen. Amen. Ek sê, iemand sê nou dag vir my, hoekom sê jy so baie, ek is opgewonde, want ek is vrek opgewonde, dat die Here ook net my kan gebruik, om vir julle te kan sê, moenie selfde foute maak as ek nie. Die tyd is min julle. Daar's mense daar buite, wat jou drukkies nodig het. Daar's mense daar buite, wat jou WhatsAppie nodig het. Maar Amila, jy verstaan nie, ek voel so af. Dis jy, wat die eerste WhatsApp moet stuur. Na iemand te sê, Here, wat, ek voel so af. Wat moet ek doen? Ek gaan deur jou WhatsApp, en sê, okay, ek gaan nou vir Amelia bel vanoggend, of haar WhatsApp stuur, en net vir haar sê, kan ek saam met jou bid? Want die oomblik wanneer jy vir iemand bid, haal dit jou uit, daai depressie uit, haal dit jou uit, daai feelings uit. Want weet jy wat, jy het in iemand se lewe ingespreek, die woord van die Here. So wanneer jy afvoel, soek iemand om te bedien. En jy gaan sien, wat 'n verskil dit in jou lewe maak. Ek het dit gedoen. En ek doen dit nog steeds. Dankie Sabrina. Hallo Maak, dankie. Ek weet Anelda, watch hierdie space. Die getuienisse gaan inkom. Ek weet. En my hart is om ook podcasts te doen. En pastore op te kry, wat so ver in die wêreld teruggeval het, om te kan kom getuig oor vanoggend se boodskap ook,
van daai restaurasie en daai healed purpose, Esther, dankie vir wat die Here in jou lewe gebring het. En ek praat nie net van mans hier nie. Ek praat van vrouens ook. En jy hoef nie die titel as 'n vrou te dra nie. Jy moet net bereid wees om sy werk te doen. Nie enige iets anders nie. Esther, ek lees dit. Annetjie, moenie verdwaling verlore voel nie. Jy het gewag vir 'n tyd soos die. Jy het gewag vir 'n tyd soos die. En ek sê vir julle, die tyd is nou. Die tyd is nou. Maak reg, stap hierdie journey saam met my. Stap hierdie journey saam met my. Kom ons bid vir die pastore. Kom ons bid vir hulle. Laat hulle weer, Konrad, dankie, laat hulle weer geaktiveer word. Dat ons nie oordeel nie. Rarig, ons kan nie meer oordeel nie. Want elkeen van ons het 'n salwing op ons lewe. Ja, maar niemand het my gesalf nie. Die Here het jou self gesalf. Hy het. Ja, maar 'n pastoor moet my salf. So, okay, jy, hoor baie mooi wat ek vir sê. So jy verkies 'n pastoor wat jou moet salf bo God wat jou moet salf. Nee man, kom by in die lewe. Die Here het klaar vir jou salwing gegee. Gebruik dit sodat dit kan increase na dit wat jy moet kry. Ons almal is gemaak om te bedien. Almal van ons. So jy moet nie met nonsens by my uitkom en sê, nee, ek wag dat my pastoor my release. Okay, so jy wou vir iemand in die hospitaal gaan bid, dan hoor jy 3 dae later hy is dood. Maar jou gebed kon hom gered het. Rarig, jy moet bykom in die lewe. Kom by. Kom by. Also, ek voel oor dit wat jy deur is, nee, met jou kind wat jy verloor het. Voel ek, jy moet begin bedien met vrouens, wat ek voel dit rarig als aan my hart, wat nie kan kinders hê nie, wat die rouprosesse moet gaan met mamas wat kinders verloor het, begin bedien, begin daai vrouens kry, begin hulle kry. Waar kan ek begin, Here? Waar kan ek begin? Begin uit jou eie swaar kry, uit jou eie ondervinding. Dit is waar jy uit begin. Sê, hoorie, ek is hier deur. Hoe kan ek jou help? En dan is dit nie counseling nie. Dan is dit net, jy gee om. Mense wil net hê jy moet omgee. Kom ons gee om vir mense. Ek praat nie nou van jou vyande nie, want jy moet nog oor daai enetjie kom. Maar ons sal later oor hulle kom. Dit is waar, Fidelia. Ek bedien met experience. En ek kan vir julle vertel wat ek deur is, want ek wil nie hê nie hoe, julle moet dieselfde foute maak as ek nie. Amen. Okay, ek gaan nou ophou preek vir julle. En ons gaan nou eers, Annetjie Smit, dankie dat jy lekker saam met ons kuier. Ek voel, die Here wys my, daar's 'n baie sterk salwing van genesing op julle hande, jy en jou man. Ek voel regtig julle moet begin vir die siekes hande op lê, hulle gaan genees, daar gaan bonatuurlike genesings uit julle plaasvind, dit wat die Here deur julle gaan doen. Ek voel ook, omdat julle baie nederig is, gaan die Here regtig ook dit maar toehou, want jy moet verstaan dat God wil die glorie hê. Daar's nou lank genoeg mense wat die glorie gevat het in genesing, en omdat julle so opreg is, Annetjie, en omdat julle so mooi harte het, gaan die Here julle gebruik vir fisiese genesing. So ek sien julle hande loop, die olie drup so van julle hande af. So ek wil julle ook bless vandag, gaan lê hande op die siekes en hulle sal genees. Mag die Here mense wat siek is na julle toe stuur, en julle is net die instrument, julle is nie die geneesheer nie, julle is net die instrument wat Jehovah kan gebruik om mense te genees, van fisiese genesing. Amen. O Belinda, ja, I'm born for a time such like this. Ek is excited. Mag die Here vir julle wys wat julle vorentoe gaan doen. Bly saam met my op hierdie platform. Ek gaan julle leer om God se stem te hoor. Hoe om te discern. Wat is reg, wat is verkeerd, wat is discernment. Ek dink volgende week sal ek bietjie praat oor how to discern the negative, the darkness and the light. So ek weet, as ons daai discernment gaan gebruik, gaan dit julle baie help ook om in die toekoms kwaliteitsbesluite te neem. Ek glo dit met my hele hart.
Baie. Hi Dion. En ek wil ook hierdie ding vir julle noem dat mense, die grootste probleem vandag is dat mense nie onderskeiding het nie. Hulle het nie onderskeiding nie. Elke iets, julle luister 'n preek nê, julle luister preke. En dan kom julle nie eens agter, die preek gaan oor daai pastoor of profeet of iets nie, want julle sluk alles in. En julle luister nie, is dit Bybels nie. Julle luister nie, is dit volgens die woord van die Here nie, want julle sal hoor, dis net 'n opswiepery. Annelie Vogel, kom weer terug. Kom weer terug. So ons gaan bid vir jou seun vir sy onderhoud vandag. Ons gaan bid. Dit is waar, Grant. Ek is hierdie jaar op 'n punt gekom of verlede jaar dat ek niks gehad het om vir die Here te gee behalwe myself nie. 'n Total surrendered vessel. En dit is vrek lekkerder as wat jy weerstand bied teen die Here. Total surrender. Daar gaan jy. So ek bless julle almal vanoggend. Ek bless julle met wysheid, insig, kennis. Ek bless julle met discernment, laat julle voorberei hierdie week wat kom, vir volgende week, ons praat oor discernment, volgende week, onderskeiding, wat ek gaan baie mooi vir julle verduidelik, wat is the gift of discernment, the spirit of discernment, mense het dit so de mekaar, nê, so ek gaan volgende week vir julle mooi verduidelik, en dan gaan ons begin bid vir julle. So, as jy 'n mamma is op die groepie, is waaraan Nelda victory comes after surrender. Amen. So, as jy 'n mamma is op die groepie, en jy wil 'n mamma, 'n vrou wat getroud is, en jy wil 'n babietjie, en jou baarmoeder wil nie die saadjie, daar kom nie konsepsie nie. Ek wil vandag vir jou bid in Jesus naam. Die Here het regtig my gebless om vir mense te bid wat nie kan babietjies hê nie. Ek wil regtig vir jou sê, want ek het soveel kinders. Kyk, daar ek dink hier is iemand op hierdie platform wat meer kinders het as ek nie. So kom ons bid nou saam. Komment hier onder, bid saam vir elke mamma wat nie kan kinders hê nie. Hoekom sê ek mamma? Want ek profeteer alreeds oor haar uit dat sy 'n mamma is. Ja, dit klink vir jou baie die mekaar, maar ek weet in my hart wil ek wil dit sê, is nie God se wil dat ons barren is nie. So kom ek bid saam met jou vandag. Here, baie dankie dat ek my hande kan uitsteek na elke vroutjie wat 'n babietjie wil graag hê. Cherie, hier kom dit. En ek bid daar waar jy staan, sit jou hande op jou baarmoeder. Sit jou hande op jou baarmoeder. En ek wil vir jou bid nou, en julle wat proxy staan, amen. En ek kom en ek vat jou baarmoeder in my hande, en ek sê, baarmoeder, jy moet vergewe, indien jy gemolesteer is. Jy moet vergewe, indien jy verkragt is. Jy moet vergewe, indien jy seksueel misbruik is, in Jesus naam. So ek staan proxy vandag, en ek vergewe namens elke baarmoeder, wat verkragt, gemolesteer, abuses, wil ek vandag vir julle sê, ek staan proxy, en ek spreek elkeen vry, want die baarmoeder is in rebellie, en wil nie die saadjie ontvang nie. Daarom kan dit ook 'n rejection wees, dat die baarmoeder net reject. Maar vandag, in die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, breek ek vandag daai kus oor jou baarmoeder, in Jesus naam. Elkeen wat 'n kus oor jou uitgespreek het, waarvan jy nie weet nie, ek breek dit in die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En vandag staan ons almal saam, en ons spreek lewe oor elke baarmoeder wat vergewe het. Baarmoeder, kom ek sê vandag vir jou, jy kom in lyn soos wat God jou geskaap het. Jy los jou nonsens baarmoeder. Jy ontvang daai saadjie met die eiertjie. Daar kom 'n perfekte
perfekte conception vind plaas. Daai fetusie word ontwikkel en dit word 'n babietjie. En jy sal jou volle termyn sal jy dra in Jesus naam. Ek bid dat jou baarmoederwand sterk genoeg sal wees om daai babietjie te hou. Ek bid as daar enige gaatjies in die serviks is, dat jy 'n babietjie kan verloor. Ek bid dat die Here jou serviks toemaak, jou baarmoeder ondersluit, dat daar geen bloed sal wees wat vloei nie, geen voorbabietjies wat kom nie. Amen. En ons verklaar vandag, dat elke vloek oor jou baarmoeder, Sunay, Rickert, is gebreek vandag. Jou baarmoeder het vergewe van elke molestasie, van elke verkrachting, van elke seksuele abuse. Jou baarmoeder het vergewe. En daarom kan hy vandag die saadjie ontvang, met die eiertjie, daai mooiste babietjie voortbring in Jesus naam. Ek verklaar elke vroutjie gaan swanger word wat graag 'n babietjie wil hê. My hande is uit na julle toe. Ek weet die is geweldig baie getuienisse in Suid-Afrika waar die Here my gebruik het en deur my gebruik het, waar ek in die Here gekouleiber het om lewe te kan spreek. Ek spreek vandag lewe in Jesus naam. Ek spreek lewe oor daai baarmoeder en oor die saadjie en oor die eiertjie in Jesus naam. Indien jou man 'n swak spermtelling het, bid ek nou dat daai spermtelling gaan heeltemal volkome genees wees in Jesus naam. Ek breek elke stresvlak oor sy lewe wat ook veroorsaak dat die spermtelling laag is. Ek breek dit vandag en ek sê hierdie saadjie en spermpie sal baie mooi by mekaar uitkom. Elke eiertjie gaan vrugbaar wees. En ek sien al in die geesdimensie dat al die saadjies daar in die baarmoeder gaan. Julle al gesien hoe swem hulle? Dis nie die wenners wat deurgaan nie, dis die champions. So Here, dankie vir champions wat gebore gaan word in Jesus naam. Dankie vir die champions wat deurdruk. They pressing through because they hear the sound of life in the womb and they pressing through to receive life and life in abundance. In Jesus naam, so sal dit wees. Hou op, dankie Linda, laat die vyand vir julle lieg. Staan op die woord van die Here en jy gaan absoluut gesond wees. In Jesus naam. In Jesus naam. Is julle excited? Sê bietjie vir my ja, ek is excited. Amen. Net eers 'n slukkie van my lekker koffie drink. My kind het vir my koffie gemaak. Hy sê baie keer vir my, dit is yskoud. Ek drink yskoue koffie. Dis vir my die lekkerste. Die lekkerste. So ja, ons het nou ek is amper klaar. Party sê vir my asseblief moet net nie laat dit so lank wees nie. Ek kan myself nie help nie. Ek praat tot ek voel die Here release my en dan hou ek maar op praat. So ek kan net doen en wag. Klink Elsa, ek is net so opgewonde vir al die nuwe mammas. En dan hierna, as al die mammas babietjies gaan hê, ons gaan regtig rejoice in die Here. Want om 'n kind te hê is 'n blessing. Ek is ook excited. Hi Isel. Ek is ook excited. Daar's iets wat ek met julle wou deel, maar ek kan nou nie onthou nie. Dalk moet ek dit nou nie onthou nie. Goed. En so volgende week praat ons oor discernment. Ek gaan julle mooi leer wat is discernment. En dan dink ek ons moet lekker profeties bedien volgende week. Wat dink julle? Ek dink ons gaan lekker net 15 minute praat oor discernment. En dan dink ek gaan ek julle so bietjie bedien online profeties. Want ek voel dis nou tyd. Want weet jy hoekom? Julle almal wat online is so getoets dat julle kon lankal afgegaan het omdat ek nie profeteer nie. Ek profeteer so min. Julle kon al lankal julle gewip het en gesê het nee wat, ons gaan maar op almal ander se goed, ons gaan maar daar want ons kry woord daar.
Ek's jammer, maar die Here het vir my gesê, hy sal vir my sê wanneer om profeties te bedien. En ek weet, ons gaan oor discernment praat, en ek gaan volgende week, gaan ons kyk hoeveel mense ons profeties kan bedien volgende week. So ek wil vir julle sê, ja, profetiese woord gaan awesome wees. Julle vra altyd, wat doen ek met die comments? Iemand het my nou die dag gevra, wat doen ek met die comments? Julle weet wat ek doen met die comments. Ek het 'n boekie, en elke gebedsversoekie skryf ek jou naam en 'n gebeds, en waarvoor ek moet vir jou bid. Regtig, ek doen dit, want julle is vir my belangrik. Julle is belangrik, en ek wil hê, julle moet regtig gebless wees op hierdie platform. Julle moet gebless wees. En ek wil vir julle vra, bid saam met ons vir ordentlike kameras, bid saam met ons vir blessings, bid saam met ons dat ons hierdie ding bietjie professioneel kan doen en bietjie dit net kan uitkry, dat julle nie elke keer dieselfde agtergrond het nie, maar ek wil vir julle sê, geen nie om hier, dis buite, dis hier op my kinders se balkonnetjie, en ek geniet dit hier buite. Isel, ja, julle het geleer van imprinted in my spirit. Julle het geleer daarvan, imprinted in my spirit. So, ek wil julle bless vandag. Het ons iets gemis vandag? Tommy, jy moet begin bykom en jy moet weer begin bedien. Jy moet regkom, jy moet vergewe en jy moet vryspreek. Julle moet dit doen. Julle moet bid saam met ons. En dankie dat julle ook vir my bid. Ek lees elkeen se comment. Elkeen se comment. En ek bid vir elkeen wat gekomment het. In kommentaar geleef. Of jy net sê amen, ek lê my hande op die comments en ek sê dankie Here, dat u hierdie mense seën. Elkeen wat kyk. So share die boodskap as jy weet iemand het hom nodig en gebruik hierdie boodskap, groei, gaan vir julle bid. En ag dankie Esther, ek weet julle voel die agtergrond is rustig. Hier's birdies hier's buite en ek voel net rustig vanoggend. Want ek kan sê ek love julle. Ek is baie lief vir julle. En dankie dat julle my so ondersteun en saam met my gesels. En net jou rou hart op 'n tafel kan sit en sê, weet jy wat nie, ek is deur hierdie goed. Bid vir my vir genesing. Bid vir my vir vergifnis. Ek doen dit met liefde, because I don't want to miss the target. I want to be in the perfect will of God. And I'm praying for you and myself and everybody who's listening to this broadcast, that you will come into the perfect will of Jesus Christ, the only living Son of God the Father. Mag hy hierdie week kragtig deur jou werk in Jesus naam. Okay, wees gebless. Ek's nou klaar. Julle moet die dag geniet, julle moet hierdie week geniet en julle moet ook weet dat God het jou lief. So enter his throne room with boldness from today in the name of Jesus. Bless julle en geniet julle dagie. Lekker dag. Tata.